Sjoe, wat 'n voorreg. Wow. Ek glo dat in u gees ook sommer ietsie gebrand, net so. Dankie musiekspan, ons waardeer julle. Is vanmôre my voorreg om die woord aan u te bedien. En dit wat ek deurgee is vanmôre net 'n skrifgedeelte. Maar ek wil dit graag uit my hart uit deel, want ek dink dit is seker een van die belangrikste verduidelikings van die evangelie van Christus. So ek wil sommer daar wegspring en net vir God dank. Vader, so in u teenwoordigheid is dit so geweldig goed om u goedheid van u hart te verstaan, en nie net te verstaan en te kan verwoord nie, maar ook te kan voel. In ons gees, en ook in ons emosies, en ook in ons liggaam. En ons eer u vandag, God ons hemelse Vader. En ons eer u Jesus Christus, wat die weg vir ons oopgebaan het, na die Vader. En die prys wat u as sy seun betaal het. En dankie Heilige Gees dat u gekom het, nadat Jesus Christus opgevaar het, en in ons kom woon het. Want dit het die grootste verskil veroorsaak. Ons eer u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Kom ons begin by daai gedeelte. Party dele van my kom in opstand in die geheim, en net wanneer ek dit die minste verwag, neem hulle beheer oor. Moet asseblief nie dit vir iemand langs jou nou sê wat dit is nie. Kan enige iemand vir my sê uit wat se gedeelte van die Bybel kom dit? Ja, dis vers 23, maar van Romeine 7 se einde. Party knik hulle kop, hulle was net nie seker nie, maar is reg, dis daai ene. Ek wil doen, maar ek kan nie. Ek probeer die reg te doen, maar dit bly my verkeerd gaan. Dis daai stukkie. So wat ek gedoen het, is 'n stukkie van Romeine 7 se einde, en Romeine 8 wil ek graag aan u vandag weergee. Ek het dit in 'n maklike, vryer vertaling Afrikaans gaan vertaal, sodat ons sin kan maak, want hy praat oor baie goeters daar, en dan is dit soos, ek verstaan nie heeltemal wat hy sê nie. En as 'n mens die verstaan van dit kry en snap, dan doen dit iets in jou hele wese. So, dis 'n vry vertaling. Jy sal sien die versies is daarby, as u dit in enige ander Bybel wil volg, u is welkom. Maar hierdie is soos 'n Afrikaanse Leon vertaling van Romeine 7 en 8. So ek het baie van die moeilike begrippe en die woorde het ek regtig gaan ondersoek in verskillende vertalings. Ek het 'n klomp kommentare gaan uitsorteer, en dit het my seker nou al 'n paar, miskien so 'n maand en 'n half omtrent al besig gehou, vandat die Here dit op my hart begin lê het, van hierdie gedeelte van die skrif. So kom ons kyk bietjie verder. Ek het alles probeer, en niks help nie, ek gee op. Hierdie ingeboude trek na sonde is te sterk. Ek kry dit nie onder beheer nie. Dis wat Romeine 7 sê. Is daar dan regtig niemand wat iets vir my kan doen nie? Gaan ek maar moet vrede maak met my sondige toestand, en net harder probeer om reg te lewe. En glo my, yeah, I've been there. En ek het maar later vrede gemaak voor God selfs, en gesê met hierdie probleem en hierdie sikkelsituasie, gaan ek maar eendag moet sterf. Want dit help niks. Maak nie saak wat ek probeer nie.
Met die koms van Jesus, want dis die vraag wat hy vra, soos in wie sal my kan help? Met die koms van Jesus, die Messias, is hierdie noodlottige dilemma waarmee ek sukkel opgeklaar. Halleluja. Wie kan vandag hier sit en net sê, eers daai ding waarmee ek sukkel, is opgeklaar. It's taken care of. Dit word gesien deur God, en dit beteken dis dalk nog nie verby in jou lewe nie, maar dit is opgeklaar. Wow. Ek wat in Christus is, 'n wedergebore seun van God, so ek het bietjie persoonlik gemaak, as u die skrif nou so lees, dan lees u dit vir jou. Nie vir mense daar buite of enigiets nie. Ek wat in Christus is, 'n wedergebore seun of dogter van God, hoef ek nie meer onder hierdie konstante, swaar, donker wolk te lewe nie. Ons gaan nou uitkom by die dilemma en die swaar, donker wolk. Sê net miskien so links of regs van jou, wat dink jy is dit? Die dilemma. Wat is die dilemma waarvan die skrif praat? En wat is die swaar donker wolk waarin jy konstant dalk is? Ons gaan nou by die antwoorde uitkom. Dan kan u self toets. Kom ons kyk verder. Want 'n nuwe krag is nou binne-in my aan die werk, die gees van lewe in Christus Jesus. Dis 'n groter krag as die ou sondige natuur wat my die heeltyd beïnvloed en na geestelike dood lei. Daar's 'n nuwe krag aan die werk. En dit bring 'n oplossing. As ek eerder op hierdie nuwe krag staat maak, so as ek eerder op hierdie nuwe krag staat maak, trek dit my na heiligheid. Net soos die sonde my trek na sondige dade, kan hierdie nuwe krag my trek na heiligheid, en my ou natuur kan dit nie meer oorweldig nie. My ou sondige natuur kan nie teen hierdie nuwe krag staan hou nie, of dit oorwin nie. Dis soos, as jy in hierdie gebou inkom en al die gordyne is toe en die ligte is af, dis donker, en jy sit die lig aan, dan's alles lig. Maar glo my, jy kan nie 'n knoppie druk en die duisternis oorval die lig nie. Het jy al dit probeer? Die donker aangesit sodat dit die lig kan uitdryf. Dit werk nie so nie. Dis hierdie nuwe krag, as hy in jou funksioneer, daar is nie 'n manier hoe die donkerte kan bly staan nie. Dis soos die lig kom aan. En ek dink party dink al klaar aan die woord wat sê, daar het 'n lig vir julle opgekom, die wat in die duisternis is. Wow, 'n lig. God het die kern van my dilemma aangevat toe hy sy eie seun gestuur het. Hy het my situasie nie as iets ver of onbelangrik hanteer nie. So as u nou sit en dink aan daardie situasie waarmee u sukkel, dink u dis vir God net 'n ver af dingetjie? Dis net so 'n notaatjie op 'n geel papiertjie teen sy yskas vasgeplak. Nee, dit is nie. Hy's intens, kyk hy daarna en sien dit raak by jou. En hy weet hoekom jy dalk ook daar is. En hy is soos 'n fantastiese, perfekte Vader wat jou eintlik nader trek en sê, kom ons kyk saam hierna.
Want daar is 'n oplossing. So Jesus Christus het self mens geword, ingegaan in die gebroke, deurmekaar werklikheid van my sondige omstandighede, om dit eens en vir altyd reg te stel. So, die dilemma. Wie het almal gesê in die lyn van I cannot fix myself? Dis die dilemma. Ek sê dit in Engels want dit sê so lekker. Ek sit met hierdie sondige natuur en die dilemma is I cannot fix myself. So ek hoop dit was almal se antwoord vir die dilemma. Want ons almal weet, hier's goeters hier binne wat partykeer net dwars trek. En maak nie saak wat ek doen nie. Ek het 'n dilemma. Die ander gedeelte, die wet, wat altyd deur my gebroke natuur verswak is, kon nooit my kernsondige toestand verander nie. Dit het sonde net tydelik toegesmeer, soos 'n pleister, eerder as om die houvas wat dit op my gehad het, te verbreek. So is goed as jy die wet volg, maar dit kan nie jou sondige natuur verander nie. Dit laat 'n mens baie keer dink, hoekom het ons nog al hierdie reëls en regulasies en dink dit maak ons heiliger? It cannot. It's not powerful enough. Die reëls en die dissiplines en die mooi lyk soos 'n Christen en die ophou vloek en ophou rook en al daai goeters, dit kan jou nie heilig maak nie. Dit kan nie jou natuur verander nie. Dit lyk dalk so, but it doesn't. Is nie kragtig genoeg nie. En God die Vader het dit geweet en hy het 'n plan reggesit en gesê, I will send my son into this, sodat daar 'n oplossing kan kom. Verstaan jy wat ek bedoel? En nou, dis vers 4, Romeine 8 vers 4, en nou word dit wat die wet vereis het, maar ek nooit self kon regkry nie, al het ek soveel keer harder en ernstiger probeer, deur Jesus Christus vervul, dit word deur hom vervul, wat al die eise van die wet volbring het. Hy het dit totaal en al volbring. Die finale offerdaad het my vrygemaak van die straf wat die wet vereis. Dit is die swaar, donker wolk, is die aanklagte teen jou, die straf wat jy verwag, en die condemnation, as 'n mens dit in Engels kan sê, wat heeltyd om jou hang, elke keer as jy iets verkeerd doen en jouself nie kan help nie, dan kom hierdie skuld, guilt, shame, condemnation, depressie, angs, vrees. Ja, dis die donker wolk waarvan hy praat. En nou het Jesus Christus gekom en daai wolk weggeblaas. Dit hoef nie meer oor jou te hang nie, because he paid the full price. Waarvoor jy nog vrees, die straf waarvoor jy nog vrees, he paid for it. Trouwens nie. Nou condemnation. Dis hoekom in Romeine 8 begin en sê, there is no condemnation for those who walk according to the Spirit. Want jy maak nie meer staat op die wet nie, jy maak staat op sy gees wat hy gebring het. To change this. En as jy daarop staat maak, is there no more condemnation. You're not guilty. Dis is wow, as ek net 'n oomblik daar kan stil staan en voel hoe dit van my afval.
al die aanklagte wat ek in myself het, al die aanklagte wat ander mense teenoor my het, al die aanklagte wat die duiwel met my het, al die geluide wat in my oor bly fluister, dan sê ek, wow, dis die grootste deel van die evangelie. Ons kan amper net daar ophou en sê, wow, God, Jesus het my vrygemaak, hy het my vrygemaak. He genuinely made me free. En die waarheid maak my vry. Ek kan nou sonder oordeel van die wet, of die vertroue in die wet om my heilig te maak, volledig vertrou in die dinamiese, aktiewe werk van die Heilige Gees in my lewe. Want Jesus het met reg gesê, dis beter as ek weggaan, want julle het iets kragtiger is julle self nodig om na julle toe te kom, die Heilige Gees. En baie keer dink ons net, hy stuur die Heilige Gees sodat ons die Heilige Gees se gawes kan hê, sodat ons kan profeteer en mense gesond maak en alles, maar ek dink, daai alles weggevat is die belangrikste, to change my nature, so that I can become godly. Wie is dit? Ek tog gesien. Want as ek 'n seun van God is wat hy beplan het om my te maak, dan is ek soos hy. Dieselfde DNA, dieselfde wil om God se wil te doen, dieselfde gehoorsaamheid. Kom ons kyk verder. Vers 5. As ek nog deur my sondige vleeslikheid gedryf word, raak ek vasgevang in die onderhoud van nog meer reëls en heilige rituele. En ek sê as u vandag hierdie hoor, dan gaan u sien hoe kerke verskillende heilige rituele aanhang. En agterkom, wow, dis so leeg. Want hulle dink daarin is die krag om jou te verander, maar dit is nie. Ek onderhou dan net dissiplines en reëls wat myself voor ander en kamstig voor God ook beter laat lyk. Want ek moet seker ten minste soos 'n Christen lyk as ek in die nuwe familie van Christene ingekom het. Eintlik moet ons mekaar sê, jy's like ou, vloek tog net as jy wil vloek en rook tog net as jy wil rook, maar kom ons sien net presies wie jy is as jy in ons midde is. Moenie sulke maskertjies opsit as jy met my gesels en ek's dalk 'n pastoor nie. Ek hou nie daarvan as as 'n mens iewers kuier en niemand ken jou nie en hierdie ouens gaan aan soos hulle wil en dan sê hulle, "Sst, hier's 'n pastoor." Really? Ek hou eerder daarvan as ek kan sien waarmee ek te doen het. Verstaan nie? En ek dink God ook, soos in, really, just take off these masks. Wees ten minste koud, liewe land. Maar, as ek myself onderwerp aan die impulse en leiding van die Heilige Gees in my, dan word ek van binne af verander en gemotiveer om, en ek hou van die woordjie, outomaties al hoe meer die dinge van God te wil doen. En daai woord is, ek dink hulle sê in die Grieks, autobasileia. Dit beteken, as die koninkryk van God in jou geplant is by wedergeboorte, is dit besig om outomaties jou te begin verander. Want dit het die krag om dit te doen. As jy verstaan, in plaas van net, wel, jy is nou maar net gebore in 'n kerk en jy het nou maar Christelik groot geword en nou gaan jy maar Sondagdienste toe, maar daar's niks van die koninkryk van God in jou nie, dan is daar niks wat jou gaan verander nie. Al lyk jy okay. Vers 6. Om op myself en dit wat ek kan regkry gefokus te bly, lei tot 'n doodloopstraat.
Dit gee vir my ware vryheid en ruimte om in te lewe as ek my aandag op God rig, in plaas van op my sondige toestand. En om te ervaar wat hy in my lewe aanraak en vernuwe. My selfgeregtigheid staan direk teenoor God geregtigheid. Because he paid a dearly, valuable, unbelievable price om daai geregtigheid vir jou te veroorsaak. Moenie dink jou eie geregtigheid kan enigsins bydra tot dit nie. Dan is dit asof jy dit wat Jesus gedoen het nullify. Ignoreer. As ek met my eie vleesgedrewe dade, hoe ernstig en hoe intentioneel ook al, geregtigheid by God verwag, ignoreer ek die grootste en belangrikste deel van wat God vir ons bewerkstellig het deur Jesus Christus. Halleluja vir Jesus Christus. Wow. Intensief. Nou gaan ek na vers 10 toe. Maar as ek hom, Jesus Christus, erken en myself onder sy autoriteit plaas en sy lewende gees in my woon, al ervaar ek nog, en luister, ervaar ek nog steeds die beperkings van sonde. Ons hy weet, dit gaan 'n periode tyd vat om Egipte uit jou uit te kry. Nou hierdie tydperk, al ervaar ek nog steeds die beperkings van sonde, beleef ek nou 'n nuwe lewe omdat ek volledig deur God aanvaar is. Dis nie asof ek nog moet sukkel om by hom uit te kom nie. I'm already his son, already his daughter. En hy het my volledig aanvaar met al my issues wat ek het. As die lewende God wat Jesus uit die dood opgewek het, sy lewegewende gees in my woon, sal hy dieselfde in my doen as wat hy in Jesus gedoen het. Hy sal my lewendig maak vir homself. Jesus Christus is 'n groot voorbeeld. Hy het sy lewe neergelê. En hy kon dit nie self opneem of homself lewendig maak nie. He trusted God. Sy liggaam wat al begin ryk het, wat sonder bloed was, vol gate, gedreineer van enige lewe, het hy lewendig gemaak, soos 'n Dis dieselfde gees. Wat vir my en jou beskikbaar is. Die volle krag daarvan. Wanneer God se lewegewende gees in my is, dan word ek verlos van my doellose, sukkelende, sondige bestaan. Met sy gees wat in my woon, sal selfs my vervalle liggaam lewe ervaar soos wat Christus se liggaam uit die dood opgewek was. En ek dink as ons hierdie so deel van jou gemaak het, sal jy maklik op 'n dooie liggaam jou hand kan lê en sê, live. Staan op. Want dit het klaar hier ook plaasgevind. Deur die kragtige hand van God. En ek dink as jy dan wonderwerke doen en gawes van die Gees, dan sit soos, dis eintlik alledaags. Hierdie is die groot ding wat plaasgevind het. He made this body alive. Kom ons gaan na vers 14. God se Gees gee vir my
gee vir my lewensenergie en nooi my uit om saam met hom 'n goddelike impak in die vervalle wêreld om my te veroorsaak. Alles wat jy doen sonder moeite in hom veroorsaak net 'n impak. Hierdie opstandingslewe wat ek van God ontvang het, is nie 'n bang, grafversorgende of godsdienstige reëls nakom bestaan nie. As u nog daar is, please move on. Want Christus kan in elk geval nie die Heilige Gees vir jou gee as jy nog 'n ou wynsak het nie. Kom uit die ou wynsak uit. En ek dink dit het baie te doen met hierdie mindset van ons. 'n Ou verdroogde wynsak van ek kan dit nog op my eie reg kry. Ek moet net harder probeer. Hy sê no. Stop. Grafversorgend. Ek dink altyd aan daai gedeeltjie wat Jesus die klomp fariseërs aanvat en hy sê vir hulle, julle is 'n klomp wit geverfde grafstene. Jy sien, baie mense versorg hulle graf, want daar binne in die graf is 'n klomp dooie bene, wat bly hulle oorval, en compromise, en trip. Maar ons moet tog mooi lyk, solank ons ten minste net mooi lyk, hierdie grafsteen. So, kom ons beweeg weg van die grafversorgende, godsdienstige reëls nakom bestaan. Die bestaan wat ek nou het is vol verwagting en avontuur, waar ek soos 'n opgewonde kind kan vra. En Eugene, ek dink jy kan saamstem ou, daai laities van jou. En wie nog? Henning, daai laities van jou. En François, en almal wat hierdie klein laities en dogtertjies nog het. Hulle kom staan met sulke oogies. Wat gaan ons nou doen? En party spring op en af ook. Dis daai opgewonde van afwagting, wat vra, wat nou papa, wat is volgende? Dis wat hier binne begin gebeur. God se Gees bevestig heeltyd in my gees wie ek werklik is. Ja, 'n opregte kind van God, you are mine. En 'n mens voel dit, jy's deel van hierdie familie, en jy voel aanvaar, en jy voel nie meer so lost en eensaam en hol en leeg en verlore en verwerp en abandoned nie. Want elke oomblik, maak nie saak of jy alleen in die woestyn rondloop of op 'n berg is of op die see rondry nie, of tussen 'n klomp mense is, you just feel, I belong. En dis 'n goeie plek in te wees. Nee? Nou, en as ek 'n kind is, dan is ek ook mos 'n erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus, as ek ook dieselfde verwerping, lyding en afwagting wat hy deurstaan het, kan deurmaak, belangrik, en nie intussen op hom opgee nie. Want glo my, jy gaan nie maklike lewe hê nie. En intussen nie op hom opgee nie, sal ek ook saam met hom verheerlik word. Want, vers 18, ek reken dat hierdie lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die ewige heerlikheid wat binne in my ontwikkel en al hoe meer sigbaar gemaak word nie, as gevolg van die Heilige Gees in my. He's transforming me day by day, by day, by day. En dit raak al hoe meer sigbaar. In alles wat jy doen, sê, beleef, ervaar, deel. Dis hoekom hy sê die hele skepping wag met intense verlange op wat volgende gaan gebeur.
Oral rondom ons sien ons 'n swanger skepping. Die pyn en swaar kry in die wêreld is soos geboortepyne, want daar's 'n nuwe wêreld wat moet kom. En hierdie ene wat in 'n sondige omstandighede is en net dood is en dooier gaan en meer breek, is in afwagting vir hierdie nuwe, die nuwe wat moet kom. Nou sê hy dit van die skepping en hy sê dit verder. En dit is nie net buite ons nie, dit gebeur ook hier binne in ons. God se gees wek iets op in my. Ek voel selfs hierdie geboortepyne en ek is swanger. Jy as 'n man is ook swanger. Van die wat nog moet gebeur en nog moet verander en jy is in frustrasie daarmee dat die volheid van God se koninkryk nog nie in jou heeltemal openbaar is nie. Dis waarvan hy praat. Jy het tot wedergeboorte gekom, daar's 'n saadjie in jou en dit begin groei, maar daar's nog baie ander dinge wat nog oorgeneem moet word deur hierdie koninkryk. So, kom ek vra gou vir u. Dink gou vir 'n oomblik. Wat sal jou optrede wees as 'n koning by jou huis kom kuier en eet? Wat gaan jou optredes wees voor die tyd? Klomp goed gaan gebeur in daai huis. Maar die ding is, dan verlaat die koning weer die huis. En alles gaan terug na normaal. Dink bietjie aan die prentjie. En ek het vir Eugene om te bedank hiervoor, een van my awesome broers. Hoe verskillend gaan dit wees as die koning na jou huis toe kom en hy trek in? En hy is heeltyd in jou gesig. Hoe gaan jou lewe dan wees? Verstaan jy? Hy is saam met jou op jou rusbank. Hy is saam met jou in jou slaapkamer. Hy is saam met jou in jou badkamer. Hy is saam met jou voor die TV. Hy is saam met jou by die werk. Because he came to made abide in you. Dit laat my dink aan baie skrifte. Hierdie is die tempel van die Heilige Gees. He came to abide, bly binne in dit. So die koning het opgedaag en hy gaan nie weg nie. Maar ek hanteer hom dalk baie keer nog soos in hy kom daag in hierdie tempel op net vir 2 ure in 'n week. So ek skuif net alles reg. En as hy weg is, worry ek nie verder nie. Wow, hierdie koning is anderster. Hy het gekom om te bly. Mag jy hom verwelkom om 24/7 in jou te dwel. Maar met die gedagte van hy oordeel jou nie. Met die gedagte van he is with you to help you, to change you into holiness. Dan sal ek sê, ek verwelkom. Kom maar, kyk maar na die vuilskorrelgoed wat nog daar staan, en die klere wat daar lê en eers gewas is, en kyk na my stupid maniere wat ek het, en al sulke goed. You welcome, just come and see this. Want as jy dit sien, kan jy dit help mee. Maar as ek dit bly wegsteek vir jou, dan gaan niemand my kan help nie. Nou sê hy verder, en wanneer ek moeg raak van wag, dis nou hierdie, totdat al hierdie goed uitsorteer het, want dit frustreer my, ek wil God se manier doen en ek kan nie en ek, ja, hy praat van dit. En wanneer ek moeg raak van wag, is God se gees kragtig in my om te help. As ek nie weet hoe of wat om te bid nie, maak dit nie saak nie.
Want weet jy wat sê hy verder in daai skrif? Hy tree saam met my in met bonatuurlike insig en verstaan van my verlange, my dilemma, my behoeftes, my sukkel. Hy vertolk my onuitgespreekte sigtinge in tye waar ek nie eens woorde het vir dit wat ek ervaar nie. Dis wat hy in my doen. So ons kan eintlik stop en net diep asemhaal. Ons neem my werklikheid in al my twyfel en vrese en angste, blaas dit net uit. Be renewed by your mind, deur die skrif, wat ons skoon was. Vers 29. God het van die begin af geweet wat hy gaan doen met my. Omdat ek hom liefhet, het hy reeds vooruit besluit om my lewe te vorm volgens die voorbeeld van sy seun. Dis in vers 29. Die seun staan eerste in die nuwe mensdom wat hy herstel het. In hom sien ek die oorspronklike en bedoelde vorm van my nuwe lewe. I will become Christ-like. Dis wat hy bedoel het en beplan het vir my. Nou raak dit al hoe interessanter. En nadat God vooruit besluit het wat hy met my gaan doen, dis die lekkerste een, het hy my by my naam geroep. Hy het gedink, Leon, in 1970 gaan jy gebore word, en ek weet presies wat ek met jou wil doen. En in 1985 daar rond, I called you by your name. I have a plan for you. Nadat hy my geroep het en ek op sy roepstem reageer het, het hy my regverdig voor homself gestel as gevolg van Christus Jesus. En weet jy wat se probleme het ek nog daai tyd gehad? Dis hoe erg, ek kan dit eers in die publiek noem nie. Daar's net sekere mense wat weet. Maar hy het al klaar my regverdig voor hom gestel. You my son. I have nothing against you. Ek oordeel jou nie. You mine. En I will take care of you. I will make you holy. Haal net jou hande vir 'n slag af. En nou dat ek regverdig verklaar is, wow, bly sy teenwoordigheid in my en hy kan die werk volbring wat hy vir my beplan het. Maar ek het die nog nie verstaan nie, anders was ek dalk in 5 jaar waar ek vandag is, daardie tyd, maar ek het die nog nie verstaan nie. Ek het te veel gesukkel en op my eie probeer, ensovoorts. So God beplan vir ons elkeen transformasie, seunskap, heerlikheid, geestelike volwassenheid, opstandingslewe, regeer saam met hom, bly in die nuwe Jerusalem in die toekoms. Wow, hy het al klaar die plan gemaak, wat hy met jou gaan doen. En hy het jou geroep, by jou naam. Nou kom die mooi stuk van Romeine 8. Wat kan ons hierop sê? As God so vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons gebruik daardie uit konteks uit baie keer, want ons verstaan nie die voorafgaande deel nie. Maar ek het vandag vir u die voorafgaande deel gegee, sodat u daai verstaan, waaroor dit gaan. As God nie gehuiwer het om alles vir my op die spel te plaas nie, deur sy eie seun te stuur en homself bloot te stel aan die ergste, sal hy dan iets terughou wat enige van ons nodig het om sy volheid en sy voorsiening te ervaar? Beslis nie.
Dan sê hy weer, wie sou dit waag om God se uitverkorenes aan te kla? Onthou dit wat ons nou al deurgewerk het. Wie sal dit kan waag om jou te condemn, aan te kla, skuldig te hou, shameful te laat voel? Come on. Wie sou self durf beskuldig? Jesus wat vir my gesterf het en opgewek is, staan nou in God se teenwoordigheid en tree op die oomblik vir my in. Weet jy hoekom doen hy dit? Daar's goed wat ek nog nie reg kry nie. So vir alles wat ek nog nie reg kry nie, tree hy vir my in en hy sê, you're not guilty. You're not guilty. Yes, I see that. You're not guilty. Okay, hierdie is nou opgelos. Okay, nou is daar nog net 10 oor. Hy tree nou as 'n hoëpriester vir jou en my in. Nou, vir alles wat ek nog nie kan regkry volgens sy koninkryk nie, volgens sy wet, volgens sy heiligheid, volgens sy denke, volgens sy suiwer heilige lewe, volgens sy reinheid nie. He is standing in for that until you can do it. Or until you become. Kom ons begin land. Dink ek dan nog steeds dat enigiets my kan skei van Christus se liefde vir my? Geen kans. Nie moeilikheid nie, nie swaar kry nie, nie haat nie, nie honger nie, nie dakloosheid nie, nie dreigemente nie, nie verraad nie, nie eens die ergste sondes wat in die skrif genoem kan word nie. It cannot separate me. As gevolg van dit haat die wêreld ons, omdat ons aan Christus behoort en soos Christus begin lyk en optree. Dit maak ons teikens vir allerhande swaar kry. Maar niks hiervan oorweldig my meer nie. Want Jesus het my lief. Ek is volkome oortuig, niks, nie lewe of dood, nie engele of magte nie, nie vandag of môre nie, nie hoog of laag nie, nie enigiets denkbaar of ondenkbaar nie, absoluut niks, sal my ooit kan skei van die liefde van God, wat aan my gegee is in Jesus Christus ons Here nie. Wat 'n skrifgedeelte. Romeine 8, dis seker die kern van alles waarom alles draai wat hy gebring het en net so beskryf dit. Fantasties. Dankie jou Paulus. Jo. So ek dink wat het hy deurgemaak nie. En nog selfs dit vir ons te kan bring. Fantasties. Ek het soos wat ek hier goed ondersoek het ook, was dit vir my baie interessant om te besef dat baie keer wil ek mos nou na God gaan en goeie dinge doen en by hom uitkom en al daai goeders en alles is van my kant af moet ek probeer. En op 'n stadium sê hy my net vir my, jy is goed. Ek wil jou aanneem want jy's goed. Daar's niks sleg in jou nie, ongeag jou sondige natuur. Jy in jou core wese het God jou gemaak. Jy is valuable. En God sê, van my kant af, van God se kant af, wil ek met jou tyd spandeer. En dit het my soos in, wow. Dit het iets in my geskuif, van al hierdie amper sê ek moeitevolle arbeid om altyd by hom te probeer uitkom, is om net te ontspan en te sê, Vader, U wil met my praat. Here I am. Kom oorval my net, want U is so lief vir my.
En ek wonder toe daaroor en daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Ons het nie eers belang gestel nie, ons het hom nie eers gesoek nie, ons het nie gebid en gevra hy moet dit doen nie. He did it because he want to spend time with you. He wants to. Amen. Vader, mag hierdie ons lewens verander, soos wat u waarheid in ons gees invloei. Mag dit skoon was, dit wat nog vuil is. En ek praat nie eers van vuil van sonde nie, Vader, ek praat van vuil van verkeerd verstaan, van 'n verkeerde kultuur, van verskillende denkwyses wat teen dit bly argumenteer en nie kan loskom nie. Mag u woord ons skoon was en mag u deur u Heilige Gees konstant met ons praat oor dit en ons nie uitlos nie. Ek hoef eintlik dit nie eers te bid nie. Because you do this. Ons eer u vandag as ons hemelse Papa, Vader, wat 'n oplossing het en ons nie alleen gelaat het nie. Amen.